die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Daar's 'n ou gesegde wat sê, die grootste afstand in die wêreld is die afstand tussen wat jy weet en wat jy glo. Gideon verstaan dit. Ons onthou hom van voorverlede maandag en ook as die man in die parskuip, bang, onseker, vol verskonings. Maar Rigter 7 vertel 'n ander storie. Die storie van wat gebeur wanneer iemand uiteindelik begin glo wat God nog altyd van hom gesê het. Interessant genoeg gee God nie vir Gideon meer soldate nie. Hy neem soldate weg. Van 32.000 na 300. Mense sou dink God maak die uitdaging makliker. Hy maak dit moeiliker. Hoekom? Omdat God wil hê Gideon moet ontdek dat die oorwinning nie uit sy eie krag kom nie. Dis 'n tema wat deur die hele Bybel loop. Die kruis lyk soos 'n nederlaag, maar word oorwinning. Die graf lyk soos die einde, maar word 'n begin. Die 300 lyk te min, maar dit word genoeg. God werk voortdurend deur swakheid om sy koninkryk te bou. Nie omdat swakheid goed is nie, maar omdat dit mense leer om op die koning staat te maak. En uiteindelik staan Gideon voor die vyand. Nie omdat sy verlede verander het nie, nie omdat sy persoonlikheid verander het nie, maar omdat hy begin glo het dat God werklik met hom is. Miskien is dit die eindbestemming van die hele reeks. Nie bloot dat jou kettinge afval nie, maar dat jy ontdek waarvoor jy bevry is. En by SA Gemeente droom ons daarvan om die nommer 1 netwerk vir jou lewe te wees, omdat die wêreld meer mense nodig het wat hulle roeping ontdek. Want die koninkryk gaan nooit net oor bevryding nie, dit gaan oor deelname. God bevry jou nie net van iets nie, hy bevry jou vir iets. En dit is waar die avontuur begin. Tot volgende week, mooi loop.